Alright, ons is besig met 'n studie. Ek ervaar dit as 'n wonderlike studie in Efesiërs. Ongelooflik. Jy weet, ons moet 'n prentjie in ons kop kry. Hierdie kosmos, hierdie skepping waarin ons lewe, is deur die woord geskep. Skepping het plaasgevind deur die woord. Die woord het 'n sekere melodie gelaat. En hoe meer ek en jy by daai melodie, die geskrewe musiek uitkom, hoe meer begin ons harmoniseer met die melodie van die skepping. Hoe meer ervaar ons sy seëning. Does that make sense? Everything has been created by His word. That's a fact. That's not, ons bespiegel nie daaroor. So the more we get to the word itself, the more we get to harmonize with God, who is in the midst of this all, who wrote the music. So let's find out more and read, and most probably you will know off by heart what I'm going to read today, because it's a very common piece of scripture, if we can say common, but I put it in inverted commas. Maar dat ons werklik probeer uitkom by wat is die siel en die gees van wat die Here vir ons sê. Kom ons buig ons hoofde net. Here Jesus, U is die Christus, die een op wie die heelal en die skepping gewag het, om openbaar te word op hierdie planeet. En waaragtig, U was geopenbaar. U het hierdie planeet bewandel. U het vir ons die Vader kom wys. En U het die prys betaal vir die loskoop van ons siele, van die slawemark van sonde. Ons sal vermoere vir U sê, dankie. Dankie dat U my siel losgekoop het. Dat U betaal het vir my vryheid. Baie dankie. Ons vra dat U deur die Gees met elkeen van ons sal praat op 'n manier dat ons U stem duidelik sal hoor. Wil U ons ore instem om U stem te hoor? Want baie keer praat U met ons, maar as ons ore nie ingestem nie, of ons harte en koppe is vol geraas van allerlei dinge. Wil U vanmôre stilte bring in ons binneste. En wil U in ons werk, dat ons niks anders sal toelaat as stilte. Dat ons eie gedagtes sal breek, sodat ons U stem kan hoor. U stem wat lewe en vryheid en blydskap en vreugde en betekenis vir ons gee. Here, 'n mens se woorde kan vir ons niks doen nie. Laat U naam geheilig word, laat U koninkryk kom, laat U wil geskied. Vir dit wat ek sê. In Jesus se naam. Amen. Right, ons is in die boek van Efesiërs. Ons is Efesiërs hoofstuk 5. Hoe ons op 'n Sondag maak is ons, daar kan nie eintlik 2 gesprek wees nie, omdat ons 'n opname het. Om die opname meer verteerbaar te maak vir die wat daarna luister. So ek gaan elke keer lees. Ek lees uit die King James Bybel uit.
Efesiërs 5 vers 24, 25 en 26. Therefore, as the church is subject unto Christ, so let the wives be to their own husbands in everything. Husbands, love your wives, even as Christ also loved the church and gave himself for it, that he might sanctify and cleanse it with the washing of water by the word. Nou weet ek het al vrouens gehoor sê, dat ja, die Here laat daarom leer swaar ding op hulle, as jy na die woord kyk van wat 'n vrou moet doen, in die huwelik. Maar wragtig, weet jy, dan verstaan jy nie die skrif nie. Die onus val so swaar op die man, dat my broek bewe, as ek werklik hoor wat die skrif van die Here sê. Alright, so, the husbands, he says, husbands, love your wives. Laat ek net so begin, laat hy kleinkie net, ja, sy het nou rustig geraak. Love, wat beteken love? Kom ons kyk eers hierso. Husbands, love your wives. Ek gaan het maar so, dan die versie, dan die boonste versie, dan die onderste versie, want dit is 'n eenheid, dis omdat ek het een gelees het. Wat is die woord love? Die woord wat jy ken. In Grieks is die woord agapo. Agapo. Excuse, is andersom. A-O. Agapo. Dis die woord ohap in Hebreeus. As jy die woord liefde verstaan, soos wat die woord het bedoel, dan verstaan ons wat die opdrag is aan die man. Die opdrag aan die man is, jy moet jou vrou lief hê. Ohap, dit beteken, it's an attitude and acts of unselfish giving. Is dit moontlik? Dit is nie moontlik nie. As jy Here in jou lewe het, en jy laat toe dat hy jou hoof is, dat hy regeer in jou lewe, dan maak hy dit moontlik. Dis die geheim. Hy sê dat die man homself moet gee, soos wat Christus homself gegee het. Nou hoe het Christus homself gegee? Hy het homself gegee tot die dood toe. Dit klink nie vir my 'n maklike opdrag nie. Tot die dood toe moet die man homself gee vir sy vrou. Dit is 'n geweldige, ekstreme opmerking om te maak. Baie meer is wat aan die vrou opgedra word, as mens dit so kan sê. Ek gaan net hierso vir u bylees in die King James, as ons vers 26 weer kan lees. Hy sê, hy gee vers 25 en sê, husbands, love your wives, even as Christ also loved the church and gave himself for it, that, hoekom? That, why? That he might sanctify and cleanse it with the washing of water by the word. That, met ander woorde, hy sê, you must love your wives, you must give yourselves unto death, so that he might sanctify and cleanse it. Wat is die it? Die it, lees ons daar, is eerstens, die it, is die kerk, en die it, is jou vrou. Paulus speel met die twee beginsels, as mense dit sê speel, hy wissel dit af tussen die twee. That he might sanctify and cleanse it with the washing of water by the word. So, Christ wants to sanctify the church, and he sanctifies the church, and he cleanses the church, hy heilig en reinig die kerk, en hy wil jou vrou ook heilig en reinig, as jy jouself gee, soos wat Christus homself gegee het, dan gee jy vir Christus iets in sy hande om mee te werk, as mens het so kan sê, sodat hy kan werk in jou huishouding,
en in jou vrou se lewe. So who does the cleansing and the sanctifying? It is he that does it. My woord sanctify beteken kodash en cleanse is die woord toher. Kodash. So, hoe wil hy die kerk reinig? Wat beteken as hy die kerk sanctify? Die woord kodash, dit beteken he wants to make it new and fresh. Die Here wil vir u en my vars maak. Jou redding wil hy vars maak elke dag. Hy wil jou en my meer vars maak. Ons ruik nog te veel van sonde. Van die ou mens. Oud mens klink nie vir my baie vars nie. En ek kan nie beloof, die ou mens is nie so lekker vars nie. Dit maak klankie om hom. Stem jy moet my sang. Ok, die ou mens het 'n klankie om hom, en die Here wil ons vars maak. Hy maak ons vars, hy het homself gegee, totaal en al, tot die dood toe. So hy is die een wat ons kan vars maak. En daai woord cleanse us, is die woord toher. Dit beteken, dit beteken no lovers, toher. Hy wil al die liefdes in u lewe, waar hy nie die liefde is nie, wil hy jou reinig van. En hy is gekwalifiseer om dit te doen. Hy het homself totaal en al gegee tot die dood toe. Hy wil dit ook in jou vrou se lewe doen. Maar sy orde is, hy wil deur jou werk. Right, woord cleanse beteken dan ook pure, en so kan ons nou aangaan. Nee. So, that, waarvoor staan die that daar? In die Amplified Bible sê, so that, hoekom begin hy vers 26 met so that? Daarom gaan kyk ons na vers 25, ek herhaal myself weer, husbands and wives, husbands, love your wives, even as Christ also loved the church and gave himself for it. That, or so that, he might sanctify and cleanse it with the washing of water by the word. Okay. Dit is wat Christus wil doen. En ek weet nie, ek het gesien, ek het groot geword in 'n huis, waar ek kan sien 'n huwelik werk nie. 'n Huwelik werk nie op sigself nie. As Christus nie aktief die hoof gemaak word deurentyd nie. En waar die man homself totaal en al, of sy mentaliteit is, om homself neer te lê nie. Dan kan die Here met die vrou werk, en haar reinig, en haar skoonmaak, en haar was, natuurlik hom ook, ja, want hy is deel van die kerk, want soos ek gesê het, die wisseling is tussen daai beginsels, daai twee entiteite. Right, kom ons gaan aan. Vers 27 sê, dan gaan hy aan en sê, want is een vers, jy sal sien, hy gaan aan met die redenasie, hy sit nergens 'n punt nie, vers 27 sê, that, die redenasie gaan aan, alhoewel die that wat die hoofletter is dit eintlik 'n voortvloeiing van die vorige gedagtes. That he might present it, wie is die it? The wife and the church, to himself a glorious church, not having spot or wrinkle or anything such thing, but that it should be holy and without blemish. Nou, hoe is dit moontlik? Ek bedoel, as ek vir Carlos vra, en Carlos vra vir my, hoor jy so, are you holy and without blemish? Dan moet ons vir mekaar sê, glad nie. Ons is op die pad. Die Here is besig om ons te reinig en heilig. Nou is dit moontlik dat Christus na ons kyk en hy sê, he want to present us holy and without blemish. Hy het gekies om dit so te doen. En hy kies om dit so te sê. Hy kies om na die eindresultaat te kyk. En hy kies om deur die bloed, sy bloed, na jou en my te kies. Na ons te kyk. Met ander woorde, ons moet ook 'n keuse maak, ons as mans. Moet ook na ons vrouens kyk. Natuurlik is hulle, jy kan hulle spotty noem.
en blame noem, want hulle is vol spots en blemishes. Natuurlik. Maar sien jy wat is die mentaliteit van Christus? Sy mentaliteit is, hy kyk na jou en my, and he wants to present us without spot or blemish. Dan kyk ons na ons vrouens en sê ons, heerlikheid, hopeloos. Nee, kry die gesindheid van Christus. Natuurlijk het jou vrou skewe en kromplekke en vol vlekke en allerhande onvolmaaktheden. Maar die gesindheid van Christus is om te kyk deur die bloed van Christus, kyk hy na ons. Ons moet, omdat ons gered is en Christus as ons hoof is, moet ons met sy kop dink en moet ons na ons vrouens kyk deur hierdie bril van die bloed van Christus. En ons sien die blemishes, wat noem hy het, spots en blemishes. Christus sien natuurlijk nie goed in ons lewens wat die reg is nie, maar hy kies om deur sy bloed daarna te kyk. En dit is hoe ons gesindheid moet wees in die huwelik. Want dit maak dit moontlik om so te kyk. So die manier hoe hy aan ons hoe hy na ons kyk is geskep deur sy onselfsugtigheid. Soos my mentaliteit is dat ek my lewe gee vir my vrou, dan beïnvloed die manier hoe ek kyk na haar. Hoor ons iets van wat ek probeer sê? As my mentaliteit is, ek gee my lewe vir hierdie verhouding, dan verander die manier hoe ek na haar kyk. Want as Christus homself moes gegee het, deur eers na ons te kyk en hy sê, eerlikheid, John Hendricks. En alle engele gryp hulle koppe vas en sê, magtig. Wat gaan ons oor die ou sê? Dan was dit hopeloos. Maar omdat sy mentaliteit is, hoor jy so, ek gaan myself gee. Daai lot is daar besig om mekaar op te eet en op te vreet, en die kerk is die mekaar, en alles is die mekaar, die kerk was nog altyd die mekaar. Die kerk was nog nooit in orde nie. Die kerk was nog altyd die mekaar. So moenie vir my kon vertel, die kerk het jou disillusioned you. The church is a mess. It's always been a mess. Always been a mess. From the very start. I mean, the very start was when Ananias and Sapphira came into church, and I think it's Peter asking, is this what God is asking of you? Is this the tithe? That's actually what he's saying. The tithe that you're supposed to bring in? Is this the tithe of what you have sold, your property? Is this the tithe of what you have been selling? What you got? Is this a tithe of your profit? They say yes. Boom. Ag het hulle. Dis hoe die kerk begin. Vol stories. Vol dinge. En nie teenstaande van die begin af, ons praat hier van Efesiërs 64 na Christus, dis omtrent net 30 jaar na Christus se kruisiging. Kyk Christus na die kerk en hy sê, I'm going to present them without spot and blemish. Hoekom? Want hy het homself gegee. Dis sy mentaliteit. Hy kyk deur sy offer na hierdie onvolmaakte kerk, vol dinge, vol kerkpolitiek, vol kerkstruwelinge, vol wederstrewigheid, vol wat mense dit ook al kan noem. En hy kyk na jou as die man van die huis en van die huwelik, en hy sê, hoor, so ek wil hê, jy moet daar selfde manier wat ek kyk na die kerk, wil ek hê, jy moet kyk na jou vrou. Dis hoe jy moet kyk, met daai mentaliteit. Right. So my woorde, my dade, my gesindheid en my optrede teenoor my vrou moet van so aard wees dat dit haar roep tot heiligmaking. Dat dit haar aanmoedig tot heiligmaking.
vers 28. Sê hy, jy sal sien, hy maak nou 'n konklusie van wat hy geredeneer het voor dit. Sê die Here daar vir ons. So ought men to love their wives as their own bodies. He that loveth his wife loveth himself. Ek kan onthou 'n spesifieke aand in my lewe, wat ek in my studeerkamer was. En wat daai woorde so in my oor gekom het. If you love your wife, you actually love yourself. If you don't love your wife, you are destroying yourself. So wat gaan jy doen? Ons dink, of mans dink, of mense dink, dit is een van ons Griekse denke. Jy weet, ons volke kom uit die Griekse agtergrond uit. Ons dink in kompartemente. Jy dink, hier is jou verhouding met jou vrou, daar is jou verhouding met jou kinders, daar is jou verhoudings by die werk, hier is jou verhouding by die kerk, hier is jou verhouding met jou familie, hier is jou verhouding met die vreemde, of ander vreemde mense, en hier dien jy die Here regtig, en Jesus lief, daai ene sit jy bietjie op pause, hierdie enetjie sit jy op pause, en daai ene, ja, daar sal jy die Here lief hê, veral as dit by vreemde mense kom, daar kan jy baie vriendelik wees met hulle, en baie respek toon, en hoflik wees, en jou maniere uitvoer, maniere hê, en allerhande goed, dan kom jy nou weer hier, dan pause jy hom weer 'n bietjie, en so. Ons dink in kompartemente. Vergeet dit. Jou en my verhouding met die Here Jesus Christus, volgens die skrif, volgens die woord, as jy hier 'n distorsie het in jou verhouding met die Here, dan veroorsaak dit 'n distorsie regdeur. Regdeur, dit beïnvloed alles. Ons verhouding met die Here is nie gekompartmenteer nie. My man, dis wat moet sê, man, meneer, jou verhouding met jou vrou, het direk te doen met jou verhouding met die Here. Direk. Ons kan dit nie kompartmenteer nie. En met die Here kla oor jou vrou, en die Here sê, ja, maar sy so, en sy so, sê die Here sou. Spots en blemishes. Jy? Spotty, hoe lyk jy? Jy lyk maar net so vol spots en blemishes. Ek wil hê jy moet my mentaliteit hê. As jy na jou vrou kyk, jy moet my oor jou vrou praat. Right, daarom sê hy sê, weet jy eintlik op die ou einde, weet jy wie van baad daarby? Sê jy gaan baad daarvan by, niemand anders nie. Nie die hond of die kat of die kinders nie, jy is die eerste ou wat daarmee gebaat. Ek sê baie keer vir Gies, ek is so dankbaar jy die Here. En ek sê dit uit selfsugtigheid uit, want die Here seën my. Moet jy 'n verhouding met die Here en die Here regtig soek. Fantasties van my. Ek kom myself nie indink, vrou getrou te wees, wat die Here, wat Jesus Christus as haar fokus het. Dit is hel, ek het dit gesien. Ek wonder nie of dit hel is nie. Ek het dit ervaar, toe ek groot geword. 'n vrou is 'n vuur. 'n vuur, woord sê so. As jy met daai vuur mooi werk, brand jy jou handjies baie vinnig. Jy brand die huis ook baie vinnig af. Dan sê jy nie, sy nie. Jy sê, jy, ek, is verantwoordelik hiervoor. Jy en ek kan nie wegkom van daai verantwoordelikheid wat vir ons gegee is nie. Verantwoordelikheid is ons van. Jou huise toestand is jy, meneer. Jou verantwoordelikheid. Niemand anders verantwoordelik maak nie. Ok, dan vers, in die 33 vertaling sê hy, kom ek lees maar net weer, vers 28 in King James. So ought men to love their wives. How? Met ander woorde is die so, ek kan weer vra, how?
Die vorige verse sê vir my hel. Die hel was, gee jouself tot die dood toe. Laat Christus jou brein wees, laat Christus jou hoof wees. Dink deur Christus, deur hoe hy optree, hoe hy wil hê jy moet optree. So ought men to love their wives as their own bodies. He that loveth his wife loveth himself. Meneer, dit gaan net terugkom na jou toe, dis al. Die 33 vertaling sê, so behoort die mans hulle eie vroue lief te hê, soos hulle eie liggame. Wie sy eie vrou lief het, het homself lief. Vers 29. For no man ever yet hateth his own flesh, but nourisheth and cherisheth it, even as the Lord the church. So hy sê hierso, en soos ek vir u gesê het, wat ons tot nou toe gelees het, ons het gelees, ons praat hier van Christus, Christ, en ons praat van die man. Ek gaan so maak en sê, dit beteken soos, né? Ons somme my eie simbole. En dan as ons sê, by die man kan ons sê, ekskuus tog, ek moet dit eintlik, ja, so. Dan het ons gelees, dat Christus is die hoof van die kerk. En ons sien, die kerk weer eens, word die vrou mee vergelyk. En die man, met Christus, man is weer die hoof van die vrou. Nee. So dis 'n onbreekbare sirkel van beweging, van invloed. Okay, so hy sê hierso, as Christ nourishes the church, ek wil net hierdie woorde neerskryf hierso. Nourish. En wat is die ander woord? Cherish. So hy sê, Christ nourishes and cherishes the church. By implication, he says, thus, husbands, nourish and cherish your wives. Or as you love or cherish your own body, love and cherish your wife, sê per implikasie. Nou, how do I nourish and cherish my wife? Dis die woorde voed, in Afrikaans, voed jou vrou, koester jou vrou, beskerm jou vrou, moedig jou vrou aan. Dis wat dit beteken. Hoekom sê die Here vir die man, you must nourish and cherish, of jou vrou koester en beskerm en voed? Hoekom sê hy so? Eerstens, omdat 'n vrou, en wat ek vir julle nou sê, die vrouens, julle moet my nou nie met julle study Bibles gooi wat lekker swaar is, nie. Dis wat navorsing sê. Okay. So wat ek sê. Navorsing sê, a woman is fundamentally insecure and needs emotional security above all. A woman consistently and constantly feels unloved. Dis wat navorsing sê. Ek het hierdie week met 'n ouetjie gesels by die gym. Ons sê eers, ek het jou baie lank laas gesien. En toen kom hy terug te sê, ja, ek was 7 jaar terug hier geweest. Hy weet nie, ek onthou alles wat hy my gesê het. Sê ek vir hom, hoe gaan het met jou? Nee, gaan goed. Hy sê, ek het intussen kinders gekry. Sê ek vir hom, ek is bly. Ek hoop die kinders ken jou, en ek hoop jy ken jou kinders. Dus hy weer weg na ruk, en toe kom hy terug na my toe sê, oom, jy is mos 'n pastoor, sal jy my trou? Sê ek vir hom, ja, definitief. Ek kan vir jou reël, my license has been suspended op die oomblik.
Ek sê vir hom, want die verhouding waarin jy is 'n verskriklike dinamiese verhouding. Het gaan jy of jou vernietig, of het kan jou sterk maak. Ek sê, maar dis nie net vertrou nie. Dis nie net vir 'n liksens nie. Veel mense gesê nie. Ek het vir hom gesê, dan moet julle kom. Dat ons 'n afspraak maak, dat ons vir julle, ek en my vrou vir julle, sê wat sê die teorie en vir julle leer, wie is 'n vrou en wie is 'n man? Wat het jou vrou nodig en wat het jy nodig? Dat die een party hoor van wat die ander nodig het en hoe 'n ander party se ervarings is en sy binnewêreld is, sodat julle mekaar kan ondersteun en mekaar kan aanvul en mekaar kan versterk. Maar sonder Christus kan jy dit glad nie doen. Ek het nie vir hom gesê nie. Ek was net eers besig om, jy weet ons hoe die fly fishing doen. Gooi die visie, die vlieg op die water, laat die water ons vat. Dan speel jy met hom. En dan later, dan vertel jy al daai goeders. Okay, so. Mans, hoor u. A woman is fundamentally insecure. Jou vrou, wat voorkom, dat sy so totaal in beheer is van alles, is in haar diepste self, het sy 'n behoefte, dat jy die heeltyd, op verskillende maniere, haar insecurity sal aanspreek, en sal, seker reg om te sê, aanspreek, nee, dis die regte woord. En ek het verder gelees en gesê, and needs emotional security above all. So mans, jou vrou soek eerstens die finansiële sekuriteit nie. Dit blyk so te wees, maar wat sy voor dit nodig het, is emosionele sekuriteit. She must feel loved, because fundamentally she feels unloved. Oomlik as 'n vrou 'n ander vrou sien wat mooier as sy is, of mooier aangetrek as sy is, of maarder as sy is, of meer gebou as sy is, dan voel sy bedreig. Dis nie wat my vrou sê nie, dis wat die boek sê. Party vrouens in meer en mindere mate, né? Al die goed is nie almal, maar in meer en mindere mate. En jy, man, as jy jou vrou, if you cherish your wife and nourishes her, you will know exactly of what I've been saying, what is really appropriate to her. So hy sê in Afrikaans, ek as man moet my vrou voed, koester en beskerm en aanmoedig. Maar hoe voed ek haar? How do I nourish her? Waarvoor is sy honger? Dis nie so eenvoudig, sy is nie honger vir wafel en roomys nie. Sy praat van ander goed. Vind uit, waarvoor is jy vir honger? Wat wil die kerk hoor van haar bruidegom? Wat wil u as gelowige hoor van die bruidegom af? Nee, jou aap, jy is alweer besig om weg te dwaal. Wat is jy nou weer besig om te dink? Ag nee, ek gee moed op met jou. Nee, daar is jy nou alweer skeef en krom. Waarom dink jy nou alweer? As jou mond oopmaak, sê jy iets verkeerd. Is dit hoe hy met ons werk? Glad nie. Hy werk met ons asof ons without blemish is en without spot. En hy kyk deur en kyk die hele tyd. Kyk hy deur die bloed na ons. Die hele tyd kyk hy deur die bloed na ons. En dit is hoe ons die hele tyd na ons vrouens moet kyk en met hulle moet werk. So, die kerk of jou vrou wil nie hoor die hele tyd dat sy nou alweer aklig was nie. Dat sy 'n flop is nie. Dat die kerk 'n flop is nie. Maar eerder aangemoedig word. Die kerk wil hoor dat hy haar lief het. En
dat hy dit wys op allerlei maniere, wys Jesus Christus dit vir u. Dat sy kosbaar is vir ons. Dank die Here, hy sê dit nie net nie. Hy doen dit. Nie die opmerking sal u baie van my hoor, want u is veronderstel om dieselfde tipe opmerking te doen, want u werk is glad nie seker nie. Geen werk is seker vandag. U dink dis die werk wat u betaal, u dink dis die werkgewer wat u betaal, nee. Die bron is die Here self. Hy gebruik net 'n hand waardeur hy vir u sorg. So nou kan ek die opmerking maak. Hierdie week sit ek en sy weer 'n gesels net. Dis sê ons vir mekaar, weet jy, dis ongelooflik hoe die Here vir ons voorsien. Ongelooflik. Dis fantasties. Moet asseblief nie die illusie hê dat dit u werkgewer is wat vir u voorsien nie. Moenie die illusie hê dat dit u maatskappy is of u werk is wat u vir u voorsien. Die bron is God self. Hy gebruik verskillende hande en metodes om op die ouende geld in jou hand te sit. Sodat jy dit kan vashou? Nee. Sodat jy vir jou kan neem en kan aanstuur weer verder. Op watter manier ook al. Want dit is 'n goddelike beginsel. Daai hele wat is die woord? Sirkulering. Die wielmetode, die wielbeginsel. So daai woord nourish, as hy sê ek spesifiseer nou spesifiek die man teenoor die vrou. A husband must, not the wife must nourish the husband. Hy sê nie so nie. Hy sê ook nie the wife must cherish the husband nie. Dis baie keer so. So moet 'n plank gehelp word. Plank met spykers in. Okay. Maar in elk geval, nourish. Husbands, nourish your wife. En ek sê dit spesifiek want mans so beswaar baie keer. As jy luister na mans se beswaar oor sy vrou, dan is dit omdat sy hom nie, she doesn't nourish him, she doesn't cherish him, en so gaan ons aan. Dan maak dit my kop nie mekaar, want weet ek nou nie, is dit nou 'n mannetjie of 'n wyfie wat hier voor my staan? Okay. Husbands must nourish the wife. What does nourish mean? It means we must sustain her with literal and figurative food. Dis wat die woord beteken. Ek lees vir hierso. Hierdie was uit Oxford, die Oxford Dictionary. It means to sustain with literal or figurative food. So jy moet uitvind waarvoor is sy honger? Wat voed haar as mens? Wat se behoefte het sy in die verhouding? Wat as jy iets sê, wat laat haar blom? Wat laat haar goed voel? Wat laat haar groei? Wat hou haar aan die lewe? Vra haar. En dit beteken, nourish beteken ook to nurse. So, the husband mustn't be nursed, the husband must nurse. Cherish, wat does cherish beteken? Of koester beteken? Nou, hierdie woord nourish en cherish is eintlik woorde wat op die ouene by mekaar uitkom. Is maar net verskillende woorde van dieselfde beginsel. So, alhoewel ek dit nou hier uit mekaar uit bespreek, omdat dit so in die Bybel geskrywe is dit eintlik een konsep. Die woord nourish of koester beteken dan ook to value. To value. You cherish somebody when you value her. Husbands, you must cherish your wife. Jy moet haar waarde aan haar gee. En ons het partykeer op 'n Saterdag, as daar behoefte is, moet julle ons laat weet. Maar ons het partykeer op 'n Saterdag, hele Saterdagoggend huweliksverryking hoe sal my sê, werkswinkel gehad en dan ons daarna saam geëet en dit het almal baie goed gedoen. En daarin sal jy onthou, miskien was net meld hulle daarvan van ons wat nou hier is. Dalk was jy ook daar kom en ek weet nie. Maar to validate, nee, dis to cherish. To validate your wife's input. Wat beteken to validate? Hoe sê jy vir ons?
om waarde te aanvaar. Weet, baie keer as mense in 'n situasie is in die huwelik of in 'n huishouding, dan kom jy by 'n probleem wat opgelos moet word, en dan praat julle saam daaroor, en baie keer is die man geneig om te sê, ag nee wat, jou voorstel ek jou gewoon net stupid. Dink 'n bietjie voor die praat. Jare en jare terug het ek dit vir my vrou gesê. Dink voor die praat. Tot die Here my hare beet uitvry het. Maar ek weet, dit is totaal 'n verkeerde opmerking te maak. Teenoor 'n ander man is dit nie verkeerd nie. Maar teenoor jou vrou, wat 'n vrou is dit 'n totale verkeerde opmerking. Mams, jy kan nie vir haar sê, dink voor jy praat nie. Validate wat sy sê. Gee waarde aan wat sy sê. Gee waarde aan haar opinie en haar insette. Gee waarde daaraan. Dit gaan haar laat blom, dit voed haar. Hoekom? Op die ou ende gaan dit terugkom na jou toe. Okay. Natuurlijk, cherish beteken to hold dear, to cling to, daai goed ken ons, daai betekenisse ken ons. So, en dan sê natuurlijk beskerm haar, dis wat die woord nourish en cherish beteken onder andere ook beskerm haar. Beskerm haar teen wat? Teen fisiese gevare, ja. Glo of nie, mans, jy moet jou vrou teen fisiese gevare beskerm. Hoe beskerm jy haar verder? By reassuring her. Reassure her of your love. Baie mans sê ons, man, ek het voor die kansel vir haar gesê ek is lief vir haar. Niks het verander nog nie. Na 30 jaar as sy dit nie kan onthou nie, is dit al saak. So voet, dit werk nie so nie. Jy moet vandag vir jou vrou sê, nie net een keer nie, verskeie maniere, dat jy vir haar lief is. Moenie aap wees nie, moenie dieselfde woorde gebruik nie. Sê dit op 'n ander manier. Verskillende manier. Jou vrou moet dit hoor, sy wil dit hoor, sy het dit baie nodig. Want dit is wie sy is. En as jy haar die regte kos gee, wat haar laat groei, en haar laat blom, en haar sterk maak, dan het jy werklik waar 'n weermag aan jou kant, 'n army aan jou kant. So beskerm haar teen allerlei vorm van aanvalle, teen mislukkings. Nee, jy kan haar nie beskerm teen mislukkings nie, maar jy kan haar beskerm dat mislukkings haar nie vernietig nie, dat jy haar help om oor dit te kom. Beskerm haar teen ander mans. Beskerm haar teen die bemarkingswêreld. Hoe koester jy? Die bemarkingswêreld hou 'n vrou voor wat net bestaan voor hulle die foto neem of voor hulle die video maak. Daarna bestaan sy nie meer nie. Want dit is net as sy die regte opgedoen is en die lig van die regte kant af skyn en al die regte goed gedoen is en alles reg is, dan lyk dit als reg, maar verder nie. So beskerm haar teen al die goed. Right. Dis vers 29. Vers 30. For we are members of his body, of his flesh, and of his bones. For this cause shall a man leave his father and his mother, and shall be joined unto his wife, and they two shall be one flesh. Eintlik wil ek dit graag vir u gelees het in die Amplified Bible. Kom ek lees dit vir u. Jy saam met my sal luister net 30 vers 30 tot 33. Because we are members or part of his body, we, man en vrou.
For this reason a man shall leave his father and mother and shall be joined to his wife, and the two shall become one flesh. This mystery is very great. Ja, die mystery dat 'n man en vrou een word, alhoewel jy baie keer meeste van die tyd sien, na die huwelik lyk dit asof hulle definitief twee is. Twee opponerende partye, twee opponerende kragte is. Maar as ons saam met die Here werk, en soos ek toe ons begin het gesê het, daar's 'n melodie geskryf reeds oor die huwelik, hoe hy moet loop, deur die skrif geskryf. En jy en ek moet by die bladskrif uitkom. En dis wat ons vanoggend besig om te doen. Hoe nader ons aan die bladskrif kom, hoe meer begin jou lewe en jou huwelik na aanleiding van daai melodie begin hy harmonieer. It's a mystery. Mystery is very great. But I speak concerning the relation of Christ and the church, and you can also say husband and the wife. However, let each man of you, without exception, love his wife. Without exception. Let each man of you, without exception, love his wife. So as jy moet so Sarah Magdalena Poch en Poel getroud is, moenie sê dis 'n uitsondering. Hy sê, without exception, love your wife as being, in a sense, his very own self, and let the wife see that she respects and reverences her husband, that she notices him. Alright, ons gaan nou, wat ek nou weer aan gaan sê. Nou praat ons met die vrou, nee, die woord praat nou met die vrou. Hy sê so, net so met die vrou, die 33 vertaling, en die vrou moet die man eerbiedig. Or the wife need to reverence her husband. Eerbiedig, wanneer eerbiedig 'n vrou haar man? Nou, die fokus was die hele tyd nou op die man. Deurentyd, klomp verse, die fokus op die man. Nou is die fokus op die vrou. En wat hy voorheen vir haar gesê het, as ek jy herinner net aan wat ons al reeds gedoen, hy het gesê, sy moet onderworpe wees aan die man. En nou sê hy die tweede ding, hy sê, sy moet haar man eerbiedig. En ek lees vir die Amplified Bible, om vir u te sê, wanneer eerbiedig 'n vrou haar man? Want ek sê vir u, dis 'n baie groot ding. Weet jy wat sê navorsing? Navorsing sê, dat 'n man se grootste behoefte, hoor wat ek sê vrouens, want alle vrouens vang ons vang hulle altyd onkant. Wanneer mense na ons toe kom, of ons met mense praat, sê ek baie keer vir die man, vir die vrou, wat is jou man se grootste behoefte? Dan sal sy dit sê, en 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 dit sê. Nou die dag weer, het ek van familie, die vrou gevra, wat is jou man? Sy naam genoem. Wat is sy grootste behoefte? En dan bespiegel hulle. Of hulle is verseker, dis rugby. Nee, dit is rugby. Of dit is wat ook al. Of met respek gesê, seks. Nee, jy maak 'n hengse fout. Dis nie daai goed. Glad nie daai goed. Navorsing. Baie goeie navorsing. Waarop u kan pyl trek, en wat ek graag wil u as vrou van die huis moet vanoggend baie spesifiek kennis van neem. 'n Man se grootste behoefte is om eerbiedig of gerespekteer te word. Dis die nommer 1 behoefte, sê navorsing. Nou sê hy hierso in die Amplified Bible, omskryf hulle nou how to reverence, or what does respect or reverence mean? That she notices him, regards him, honors him, prefers him, that she notices him, regards him,
honors him, prefers him, venerates him, esteems him. And that she defers to him. Wat beteken dit? Ek het dit opgesoek en ek het nie. Wie kan my help? Ja, dankie. Respek sy hoofskap, sy sal verwys na hom. Wat my potse deksel is, maar een keer hoor my, dan praat die man van, die Afrikaanse mans praat so, die vrou, praat nie van sy vrou, praat hy van die vrou. Jong, waar was jy daar gewees? Nee, ek was daar, en jou vrou? O ja, die vrou was by, die vrou. En as jy vir die vrouens weer praat, ek het in baie van hulle gewerk, so ek weet hoe praat die vrouens van hulle mans. Hierdie monster, hierdie psychopaat. Meeste vrouens sê altyd hulle is getroud met 'n psychopaat. Sê korrek, sê net 'n bietjie wat is 'n psychopaat, en ek het gewerk met psychopaat. Ek het eksamen geskryf oor psychopatie. Sê vir my, wat is 'n psychopaat? Dan begin hulle rondtrap, want al hulle vriendinne, almal by die haarkappery, en almal by die werk, hulle sluk daai definisie wat jy het van wat is jou man, dat jou man 'n psychopaat is. Ok, want hulle het nie 'n katse klo nie, en hulle stel ook nie belang, wat is die man se regte behoefte nie. Eerstens, 'n man se behoefte is respek. 'n Vrou se eerste behoefte is emosionele sekuriteit. Wat ek net ook genoem het, dit miskien nie so pertinent geklassifiseer het nie. Ek het toe hier gevra, dat sy net vir my daai boekie neem, waar ons altyd werk, as ons met mense daaroor werk, net om die vrouens net 'n paar tips te gee, as ek dit so kan noem. Die opskrif sê hierso, want dit gaan oor respek vir 'n man, sê hy, your love is not enough. What your husband needs is respect. Ek hoop, u hoor wat ek sê. U liefde, hoe u ook al dink u liefde vir hom moet wys, of hoe u ook al dink u liefde vir hom moet toon, en vir hom liefde moet gee, wat hy bo dit nodig het, is respek. Die opskrif onder dit is, why your respect means more to him than even your affection. Hierdie boekie is klein, maar die navorsing in hierdie boekie is ongeëvenaarbaar. Why your respect means more to him than even your affection. Ek het nie eers eintlik gemerk, bladsye gemerk nie. Ek het vanoggend het ek in my hart gevoel dat ek dalk net iets moet noem, en toe sê ek hier, kan ek daai boekie van jou leen asseblief? Sy kan natuurlik baie sê, maar dit gaan nou nie die opname baie help nie. What does it mean? Finally, I say, if a man feels disrespected, he is going to feel unloved. And what that translates to is this: if you want to love your man in the way he needs to be loved, then you need to ensure that he feels your respect most of all. En hier is 'n belangrike, my een kollega het al gepraat van 'n parameter, en ek weet nie hoe lyk 'n parameter nie. Ek dink altyd 'n para wat op 'n klip ergens sit, maar in elk geval 'n parameter of 'n indikasie. Sê, anger is often a man's response to feeling disrespected. Die meeste van die tyd as die man kwaad word, wanneer een gesprek is, of wanneer hy kwaad voel, kan iemand gaan seker gaan kyk. Ek daag hier nou uit. Jy kan verseker gaan kyk. Die rede hoekom hy kwaad word, is omdat hy in dit wat gesê of gedoen word, of in jou houding, of in jou manier, dat hy voel, hy word nie gerespekteer.
So na die tyd, as ek bid, agteruit loop en die agterdeur en die deur oopmaak, sê almal maak hier deur toe ons ek weg. Okay. The way a man needs to feel your respect is quite different from the way you need to feel his love. So ek daag u as vrouens uit. En asseblief, gee ag op wat ek sê, want ek dink dis belangrik en dis wat die Gees van die Here vandag vir ons leer. Vra vir iemand pertinent, sê hoor hierson. Verneder jouself deur dit so te begin. Ek weet ek respekteer jou baie keer nie. Sê vir my. Wat doen ek gereeld waar jy voel ek respekteer jou nie? Kies wat het al gedoen in my. My gevra waar voel ek respekteer vir my nie? En dan die redes wat ons aanvoer, kan jy die frons op die gesig sien van, ja, ek het nie geweet, dis respect. Kom ek gee vir jy voorbeeld. By voorbeelde in die boek sê, maar as iemand altyd werk. As die vrouens sê, nee, ek respekteer my man. Nee, Jan. Dan bewe Jan maar. Want as hy nee sê, kry jy dit op 'n ander manier. Dan vra ek, alright, sê vir my. As julle by 'n parkade inry, nou ons almal ry mos by parkades in, man en vrou in dieselfde kar. Ek hoop julle ry in 2 karre. Julle so verwyder is van mekaar dat jy nie in 1 kar ry nie, maar in elk geval as jy in dieselfde kar ry. En jy ry in by parkeerplek, by 'n groot parkeerarea. Wat sê die vrou altyd? Hier's 'n plek. As jou man daarna kwaad. Of hy's nie kwaad nie, maar hy ry nog maar daarin. Dan jy nou al klaar sy om nie lekker nie. Of dan begin 'n stryery. Ja, maar ek wil daar parkeer. Ja, maar parkeer hier so, hier's cool dan al. Ja, maar ek het gedink ek wil daar parkeer. Ja, maar parkeer net hier so, dis nader vir ons. Navorsing gebruik daai voorbeeld byvoorbeeld. Dat 'n man beleef dit as disrespek, want dadelik wat in 'n man se kop weer gebeur het, dink ek is stupid. Dat ek dink. Dat ek nie 'n parkeerplek gaan soek. Dink ek is stupid. Of ek wil nou daar parkeer, dan weet jy, ek het nou gedink in my kop, dis die naaste plek, alhoewel dit in die son is, dis winter, en dit is nie so warm, die kar word nie so warm nie. So, ek het gedink, nou karring jy met my, dit is wat in sy kop aangaan. Hy sê dit nie vir jou nie. In sy kop gaan, nou karring jy met my, jy wil ons moet hier parkeer, want die skoolde, of jy wil ons moet hier parkeer, want wat ek rede ook al, en hy dink dit is stupid. En dit begin 'n argument, of dis later deel van 'n ander argument, maar hy het nou al so 'n paar sulke goed waar jy voel, jy het hom nie gerespekteer nie. En hy praat nooit daarvan nie, want hy dink ook, dit is stupid om te praat oor 'n parkeerplek. Maar tog krap het hom en hy weet nie hoekom nie. So, elkeen van hierdie woorde wat ek hier vir u gelees het, gaan sit in jou eie verhouding met die man en met die man, en dink self, how will I take notice of him? Of ignoreer ek hom in 'n gesprek? Daar ander mense is, ignoreer ek hom. En ek voer die gesprek, en ek ignoreer hom maar. Hy moet maar later instring as hy wil instring. Ek kan hom nie daarmee help. Alright, so, ons het gesê, het beteken, notices him, regards him, honors him, prefers him, venerates and esteems him. Gaan sit self en dink, en vra hom. Dis nog, daar's 5 sulke goed,
wat navorsing sê wat 'n man baie nodig het, en 5 behoeftes of dinge wat 'n vrou baie nodig het. As die man weet van wat is die vrou sin en die vrou weet wat is die man sin, dan sal dit sal die huwelik anders te lyk. Eenvoudige goed. Nie is eenvoudige goed, maar is nie so maklik om dit uit te voer nie. Omdat ons so gewoond is om dit op 'n ander manier te doen. Maar die woord sê hierso in Efesiërs hoofstuk 5 vers 33, now that the husband is off the hook vir die bespreking, sê, and the wife see that she reverence her husband. So deur die tyd, lyk my mans was maar altyd nog dieselfde gewees. En vrouens was nog maar altyd dieselfde. Nog altyd dieselfde behoeftes gehad. So hier sê, julle vrouens, see that she reverence her husband. En dit word eintlik baie sterk gestel daarso. Dis nie probeer nie. Hy sê sorg. Sorg dat jy daar by kom, vrou. Right. Dan gaan ons oor na die volgende hoofstuk. Oorspronklik was dit 'n brief wat aan mekaar geskryf was, soos jy weet. Ons as mense het maar ingekom en 'n bietjie orde gebring en hoofstukke opgedeel en versies genommer en so aan, sodat ons dit net maklik kan opspoor as ons daarna verwys. So die hele redenasie het aangegaan, dan gaan hy sê, children, obey your parents in the Lord, for this is right. So wat sê hy vir kinders? Obey. Caitlin, dis net jy is die enigste kind, nog gaan ek met jou praat. Ruben ook. Wie is nog? Dan ook. Maar meeste van ons is op kinders van ouers. OK. Ek dink aan Antoinette en oom Lawrence, julle twee kan net sit en luister. En na die kinders so kyk. As ek praat. Alright. Children, obey your parents in the Lord, for this is right. Honor thy father and thy mother, which is the first commandment with promise, that it may be well with thee, and that thou mayest live long on the earth. Nou kom ek sê, that thou mayest live long on the earth. Baie mense sê, maar ja, maar kinders gaan vroeër dood. Party kinders word 15, party word 6 jaar oud. Party word net 10 jaar oud, ander word 50 jaar oud. En die wat 10 jaar oud geword en 4 jaar oud of 5 jaar oud is of 50 jaar oud is en dood gegaan het, baie van hulle het wel hulle ouers geëer en gerespekteer en so aan, soos die woord sê. Maar die woord het dan gesê dan dat hulle lang mag lewe. Sien, daai beginsel verstaan ons nie. Dit beteken dat hulle wat hulle ouers respekteer en gehoorsaam is, 'n vol lewe mag hê. Dit beteken kwaliteit lewe. 'n Sinvolle lewe. Ek het hier ergens geskrywe wat dit als beteken. Quality, satisfaction. So die lang lewe is nie lang lewe in die sin van soveel dae en soveel nagte nie. Maar is die sin van kwaliteit. Kwaliteit. OK. As ons nou kyk na hoofstuk 5 en hoofstuk 6, as ek net u kan herinner, het Paulus en die Here hier met ons gepraat oor sosiale verhoudinge, né? Ons het gekyk na wives and husbands. Elke keer het hy eers met die vrou gepraat, dan met die man gepraat. Dan het hy gepraat oor slaves of werknemers en masters. Eers met die slawe en die werknemers gepraat, dan met die werkgewers. Nou praat hy weer, eers met die kinders, en dan met die ouers. So elke keer praat die skrif hierso, elke keer met die ondergeworpene teenoor die wat hoër gestel is as hy. Het is net interessant om dit net vir u te noem. Right. So hy sê, honor thy father and thy mother. Wat beteken honor? Honor beteken esteem, value, appreciate. En honor is alleenlik moontlik
Want baie keer sal sê, ek kan nie my pa, I cannot honor my father if he's a drunkard. Or is this or that? That's true. But die kern van honor is alef. Beteken, as ek God in die middel van dit sien, en terwille van God wat in die midde staan, van hierdie verhouding tussen my en my pa, my en my ma, as ek hom in die midde daarvan sien en herken, sal dit my bring by honor, om waarde te gee aan hulle, to esteem them. Okay. So vers 3 waar hy sê, that it may be well with thee, and thou mayest live long on the earth, en die 33 vertaling sê, dat jy lang mag lewe op die aarde. Alright, wat nie 'n mooi en 'n goeie vertaling is, beskrywing van daar eindig staan nie, so ek sê, dit beteken eintlik, dit beteken, dat jy kwaliteit en bevrediging kan ervaar. Alright, dan sê hy, children, obey your parents. Die woord obey is die woord shama, in Hebreeuws, S-H-A-M-A, shama. En ek het al vir u gesê, in die Hebreeuwse terme is daar nie 'n kwessie van I hear and then I obey nie. In Hebreeuws is die feit dat jy dit doen, beteken jy het gehoor. Weereens, in ons Griekse agtergrond, Griekse vorm van denke, dink ons in kompartemente. Ons dink, jy hoor, en dan besluit jy, en dan doen jy. Dan was jy gehoorsaam. In Hebreeuws beteken dit, as jy gehoorsaam is, beteken jy het gehoor en jy het gedoen. Daarom sê hy, obey your parents. Dankie. Right. And honor your father and your mother. Nou, hier het ek interessante ding opgespoor. Honor your father and your mother. Daai woord honor, ons weet redelik wat honor nou beteken, ons het nou al daarna gekyk. Honor word so geskryf in antieke Hebreëse letters, word honor your father and your mother, daar word hy so geskryf, 'n kaf, 'n bet, en 'n dalet, of kaf, dalet, kaf, ek sien dit nie, kaf, 'n bet, so ne, en 'n dalet, so. Nou kan jy nou by die huis self, met daai vereenvoudigde klein skemaatjie wat ons vir gegee het, sien wat honor als insluit, as hy vir die kind sê, honor your father and your mother. Maar wat ek wil sê, daai woord honor, in Hebreeuws, beteken die woord liver. Want honor beteken heavy and big. Dan sê hulle, dit beteken soos in Hebreeuws beteken het, praat van 'n heavy and a big organ, orgaan. En sê een van jou grootste orgaan in jou liggaam is jou lewer. Kamen, is ek reg? Is jou lewer. Dis wat die Hebreeuwse lexikon sê, is jou lewer. En wat doen jou lewer? Wat is die funksie van jou lewer? Want dit is eintlik, Hebreeuws praat altyd na die funksionele kant. So, die funksie. Ander praat van die funksie. Of Hebreeuws praat van die funksie. Hy sê jou funksie teenoor jou, wat is die funksie van jou mother en jou vader? Is dieselfde funksie as wat die lewer in jou liggaam doen. Wat doen die lewer in jou liggaam? Wie is 'n suster? Sê vir hom. Die hooffunksies. Cleanses your, of what? Good things. Oh, toxins. So that's why parents is supposed to be. That's why I must honor my parents, my father and mother, because they know the toxins and they cleanse the toxins out of your system, so the toxins don't destroy your health and your life.
And I know honor or the liver as well secretes gall, het reg. It helps with spysvertering, om goed te verteer. Okay. So ouers is daar om jou te help om dinge van die lewe wanneer jy nou onder hulle staan, help dinge te verteer sodat jy kan verstaan waaroor die lewe gaan. You don't need to take it, you can reject it. But then you have to be the liver. I'm sorry. Then you're going to take the toxins and you will have to sort out things, and the toxins is going to destroy your life and make it not as it was supposed to be. Okay. So, as I said, honoring your father and your mother. In Amerikaanse termen, if your father and mother are jerks, or the father was a jerk or the mother was a jerk according to you, start seeing the Lord in the midst of it. As Aleph, because that's what it means. It means he was there, he is there, he has always been there, he is there, he is always there, and he is the head, and he is in control, he's in absolute control. He was in absolute control then, and when you see him as in absolute control then it will help you to at least not, om nie te braak, as jy van jou pa en jou ma dink of praat. Right, en dan gaan hy af, ons sluit net af, chapter 6 verse 4, it says, Fathers, provoke not your children to wrath, but bring them up in the nurture and admonition of the Lord. Amplified Bible just says plainly, I say, fathers, don't act unreasonably towards your children. Don't act unreasonably. Die Afrikaans ding ek sê, moenie jou kinders vertoren nie, nee. Moenie onredelik met hulle optree nie, moenie dinge van hulle verwag wat nie billik is nie. Is daar 'n woord wat u vertaling wat u voor u het, miskien 'n ander woord om dit te beskryf? Right. Wat vir my fantasties is, en dit is, dat die wandel met Jesus Christus is 'n wandel wat ons lewens in totaliteit aanraak. Wat jou hele lewens patroon, wat is die woord eintlik wat ek soek? Wat revolutionêr jou hele lewe beïnvloed. Hoe jy dink. Het ons nou gesien in die begin van die boek van Efesiërs, hoe jy moet dink, hoe jy na moeilike situasies moet kyk, hoe jy moet dink oor die regering, hoe jy moet dink oor jou ouers, hoe jy moet optree teenoor jou vrou, hoe jy moet optree teenoor jou man, want al daai goed hou verband met jou verhouding met die Here. Die kompartement. Goed, kom ons sluit ons oë. Heilige Here Jesus Christus, U is die skrywer van elke nuut, na elke noot op die bladmusiek van die lewe. En U het ons vanoggend tyd gegee om 'n deel van die bladmusiek te leer. Kyk wat sê die teorie. Soos wat enige een musiekinstrument oefen en oefen na aanleiding van die bladmusiek, so wil U hê met ons elkeen biddend oefen en oefen. Want hoe nader ons aan die bladmusiek kom, hoe meer raak ons lewens, ons verhoudings, melodie. Sagges op die oor, en dat ons inspireer en aanraak. En ons sê vir U dankie, Here. Dankie vir U woord wat die bladmusiek is. Die woord wat alles geskep het. U het verhoudings gestel.
U het hier die huwelik gestel en u die bladmusiek daarvoor geskryf. Werk in ons elkeen die lus om ons huwelike van ons kant af, elkeen, met verantwoordelikheid te oefen en te oefen van die bladmusiek af. Totdat ons van ons kant af die musiek kan speel. Wat lof en eer aan u bring. En wat ons nie sonder seën laat. In Jesus se naam. Amen.